Ware Kerkraad behaag om vanoggend die volgende lidmate voor voorbereiding te vra. Suster Bybel Skols, sy het vir my gister laat weet, dit gaan goed met haar, sy is by die huisie sterk aan. Dan Suster Rina, tweeling suster, chemo kry, jy het nie so goed gegaan met die chemo nie. Sy sê daar met die neveneffekte, wat die chemo op haar het, maar dit gaan vir my al goed met haar. Ons vraag voorbereiding vir Suster Heila Potse, vir die gemeente Skouwer, dit sy op kan sterk. Door Dani Lombaard op kan sterk as die operasie. Suster Elrie Potgieter, sy kom in die kanker, loop het van goed daarso. Suster Lorraine Tooi, wat die reise van Amere by die huis ontvang. Broer Martin Bloem, die kanker, maar nie so goed nie. Vraag ook mense dat ons wat mense in ons gebede hou is. Suster Janita Goosen, sterk aan by die huis na groot denkoperaties. Sy sê dit gaan goed, by daar sy die gemeerpijn, maar dit gaan al by algemeen goed. En dan Suster Frida Lourens, van die 10de dinsdag, sy vir een voldaagse operasie. Ons vraag ook voorbereiding van al die lidmate van ons. Ons in hulle sal dink, en ons sal by ons gemeente van ons goed maak. Die jaarsdag, die 10de maart, Suster Alida Besuiker, op die 10de maart, Suster Linda van der Merwe, op die 10de maart, Suster Carina Viljoen, op die 11de maart, Suster Liesel Kruijers, die 12de maart, broer Sissel Bebeer, die 13de maart, Suster Rijberg Goosen, die 13de maart, broer Marcel van Seil, en op die 14de maart, broer Tobian. Die koop van Rijberg gevraag, wanneer ek die jaar gesê kom met die derde die jaar. Sê, maar kom het ek nie laat weet nie. Sê, maar weet so weer is al afgekondig van dat die jaar stel, maar te sê, ek het by hom voorbij. Hoe ons onthou jou of so, dan kijk 14 jaar maar. Ons het geen lidmate wat vertrek het nie, ons het ook nie nieuwe lidmate wat bykom nie. Ons dink daaraan, broers en sisters, om weer met die Bybelstudies te begin. Die vorm is bereid om ons te help. Donderdag van die 10 uur ons storie, maandag aan die 6 uur ons storie. Ek kan maar van ons asseblief die van die maandag mag nie. Volgende maandag sal ons begin daarmee dat ons dan die nie net kansie om voor te bereid te wees. Ons wil graag aanleiding kry as julle maar ons net een WhatsApp iets kan stuur en sê, hoe voel julle daaroor dat ons by ons hier sal begin. Ek dink dit sal goed wees dat ons die raadte van die gemeente weer in volwerking kan kry. Dan het ons nominaties in die kerkraad en ons allemaal 2 ouderlinge, Lorbeike 7 en 8. 1 die Jaken op plaas by 4 aanstel en dan 3 die Jakens dorp by 4, 7 en 8. En dan het die so pas vir die Jaken en dorp by 4 en Christian Verweer gestem. Hier in die stijger dat ons beroep aanvaar het, sal wees 4 uur begin om 9:45 in die oggende tot 9:15 en die klasse sal gedaan. En dan die eredienste is 10:30 gedrukte tot die aangesit tot verder kennisgewing. Dan door die skool sê die beroep aan die kind en ons gemeente aanvaar. Hy sê hy en sy vrou het voorbereiding gedoen, en die Here gevra om hulle te lei, maar hulle sien die hulle reg ook om die Arena te doen, omdat hy nog net 'n jaar daar was. En daar is nog baie werk wat ek is met aan aanvaar. So broers en susters, ons wag nominasies af vir 'n predikant, wat het 14 dae tyd om ons nominasies in te stuur na die kerkkantoor toe. Asseblief, dat ons die nominasies kry, dat ons dan ons 14 dae verkiesing kan hou. Baie dankie. Hier kopie is na die dienst beskikbaar, daar is ook boodskappers wat direct gekom met die Here. Baie dankie. Baie dankie Willem, broers en susters, goeiemôre, welkom vanmôre by die Here. Mag die Here ook weer sy gees elkeen van ons harte spreek en woon. Kom ons staan asseblief, ek spreek van die voorbeeld
nou af tot in ewigheid. Amen. Ons lofsang, broers en susters, is Psalm 100, die eerste en die derde vers van Psalm 100. Vers 1 en 3, Psalm 68, vers 1 en 3.
geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Kom ons bely dan nou ons gesamentlike geloof, saam in die kerk van Alekiewe as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het tot die hel, wat op die derde dag het opgestaan het in die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, ewige lewe. Amen. Nou dat ons geloof bely het, broers en susters, kom ons sing nou vir ons heerlike toekoms in en deur Jesus Christus, weer saam te sing uit Psalm 391 vers 1 en 5. Broers en susters, soos ons nog 'n paar keer vir mekaar gesê het, is ons nou in daardie deel van kerk op die jaar wat lydenstyd genoem word, daardie 7 weke wat die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus voorafgaan. In hierdie tyd fokus ons dan op daardie gebeur wat 2000 jaar terug plaasgevind. As gelowiges aanvaar ons die werklikheid daarvan. Die feit dat die Here Jesus vir ons gelei het, dat hy gekruisig is en dat hy die dood het opgestaan. Ons weet dit en in die geloof aanvaar ons dit. Maar die vraag vanmôre is, broers en susters, watter impak het dit vandag op ons lewens? Beteken dit vir ons iets? Praat dit met ons? Roep dit ons op tot iets? Want weet u, om gewoon maar net te weet, en met die mond te bely, te sê, ek weet het, dat die Here Jesus 2000 jaar terug gelei het, gekruisig is en opgestaan het, is een ding. Maar daardie kennis, daardie weet, moet 'n bepaalde effek op ons lewens hê, dit moet 'n bepaalde impak op ons hê, dit moet iets vir ons sê, want ja, dit roep ons ook op tot 'n bepaalde antwoord. Want wanneer jy met die evangelie van Jesus Christus gekonfronteer word, broers en susters, of jy gelowig of ongelowig is, daardie konfrontasie vra van jou as mens 'n bepaalde antwoord, 'n bepaalde reaksie daarop. Die apostel Paulus
In die gedeelte wat ek nou vir ons gaan lees, Filippense 3 vers 1 tot 15. In die besonder in vers 10 gee hy vir ons op 'n sekere manier 'n antwoord op hierdie vraag. Maar noem dit maar watter impak moet die wete van dit wat die Here Jesus gedoen het op my lewe hê. Die feit dat ek aan die kruis vrygespreek is, die feit dat daar ons sondes betaal is, die feit dat ons nie gered word op grond van die nakoming van die wet nie, die feit dat ons gered word op grond van genade van God wat hy in geloof aan ons skep. Dit alles vra van ons 'n bepaalde reaksie in ons lewens. Die apostel Paulus gee vir ons op 'n manier antwoord in vers 10. Kom ons lees dan nou uit Filippense hoofstuk 3. Ons lees die eerste 15 verse daarvan, Filippense 3, vers 1 tot 15. Verder, my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skryf nie, en dit gee julle seker. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding, want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8ste dag, uit die geslag van Israel, uit die stem van Benjamin, stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer, wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente, wat die opregtheid in die wet betref, onberustig. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as trek beskou, om Christus as wins te verkry. En in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat hy die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap van sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding en die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek draag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het, maar ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees. En as julle anders gesind is, laat God dit ook aan julle openbaar. Tot sover die skriflesing, broers en susters, salig is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit in die hart bewaar. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, aan U kom al die lof en die eer en die aanbidding. U is die Almagtige, die Skepper en die Onderhouder. U is die een vir wie ons in hierdie oggend kon neerbuig voor Here in nietigheid en afhanklikheid. En daarmee erken bely ons U grootheid en U almag. Erken en bely ons dat ons nietig sondaarmens is, tot niks in staat vanuit onsself en Here, dat ons vir alles van U afhanklik is. U is die een wat alles stuur, bestuur, houer besluit,
hier by mekaar te gaan, soos wat U ons oproep, om ook die samenkomste van die gemeente by te woon, soos wat U van ons vra, Here, om in ons sondigheid hier te vergader, sodat ons skuld voor U kan neerlê, kan erken dat ons skuldig staan. Here, laat ons ook as sondaars aan U voete kom neerbuig en vra, Vader, vergewe ons oortreding, sodat ons vanuit U woord versterk kan word, bemoedig kan word, opgeroep kan word, vermaan kan word met die hele het getuig van die liefde en die genade. Ons vra dan, Here, maak dat in hierdie paar oomblikke stil in ons en om ons. Dankie dat U teenwoordig is deur die Gees wat in elkeen van ons hart woon en werk. Dat U Gees dan ook nou in ons harte, Here, daardie ontvanklikheid breek, sodat ons kan hoor wat U vir ons wil sê, sodat ons daarvolgens kan leer. Ons bid vir die kerk, ons bid vir die verkondiging van die woord reg oor die wêreld. Ons weet dat die woord word gebring deur nuttige sondaarmense, Here, maar gebruik daardie woord, seën dit en gebruik dit tot U eer en verheerliking tot op die koninkryk op aarde. Ons vra hierdie dinge in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Ons sing nou volgens saam, broers en susters, uit Gesang 2:6, tweede en die derde vers van 2:6. Broers en susters, in die 10de vers van die geleesde gedeelte sê die apostel Paulus in die woord van God, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap van sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Broers en susters, hierdie gedeelte wat ek vanmôre vir julle gelees het, is nog nie juist die maklikste gedeelte in die Bybel om te probeer verstaan. Selfs die apostel Petrus het per geleentheid geskryf een van sy briewe en die gelowiges gesê, dit is nogal moeilik sê soms Paulus verstaan. Hy sê, daarom is daar so baie mense wat Paulus verkeerd aanhaal en verkeerd uiteensit. Maar wat die apostel Paulus vir ons in die besonder in die eerste 9 vers van die geleesde gedeelte sê,
is saamgevat ongeveer dit. Hy praat van die feit dat hy as 'n Jood groot geword het en die Joodse geloof opgevoed is. Hy was 'n geleerde man in die Joodse wet, geleerde man in die wet van God. Hy sê al die nodige dinge gedoen as 'n fariseer onder die wet. En dan sê hy maar uiteindelik het op die besef gekom dat dit alles eintlik niks is. Dat ek probeer het, sê hy, om deur my lewe, deur die nakoming van die wet, stiptelike nakoming van die wet, dat ek probeer het om daardeur iets te bereik, sê hy, het my tot niks gebring. Omdat ek vir Jesus Christus herken. Hy sê, toe ek Jesus herken, toe is al hierdie ander dinge, hy sê eintlik maar my eie pogings, wat ek aangewend om gered te word. My eie pogings om die goeie en die regte dinge te doen. Hy sê dat ek uiteindelik in hierdie vers gebruik het as drek. Hy sê dat ek uiteindelik as drek beskou, as niks beteken. Hy sê, want as jy eers Jesus Christus herken het, dan verstaan jy waaroor geloof en redding gaan. Hier in vers 9 sê hy dat ook baie pertinent, ons word nie gered deur die nakoming van die wet. Ons word gered uit genade deur die geloof as geregtigheid van God. Dit kom alles van God af. Die genade, die geloof, die vryspraak, die redding, is alles dinge wat die Here God in sy grootheid vir ons gedoen het. Paulus sê die wet is onnodig. Ons lees vandag nog die wet. Speel vandag nog baie 'n belangrike rol, maar al wat Paulus dan gesê is, dis nie die wet wat jou red nie. Die Jood verkeer onder die valse indruk. In die mate waarin die Jood die wet nakom. Ons gaan aan. Ons gaan aan. Wat moet gebeur as ek hierdie langs pad? Die Jood, ekskuus, was hoor my na bo en af. Is dit reg? Goed. Die Jood het van die standpunt en die geloof uitgegaan, dis die wet wat red. Die manier waarop jy die wet nakom, is dit wat jou red. En dan kom Paulus en hy sê hier, ek was ook 'n Jood. Maar vandat ek Jesus Christus herken het, besef ek, dat daardie is 'n gestoei oor niks. Dit gaan jou nergens bring nie. Die wet is belangrik, maar die wet red nie. Dis jou geloof in Jesus Christus wat jou red. En dis geloof kom van God af. Alles dinge wat hy vir ons laat toekom het in en deur Jesus. En nou van Paulus aan, die eerste 9 verse, wil hy eintlik vir ons sê, maar ons moet oor hierdie dinge nadink, ons moet dit besef. Dit moet nie net 'n wete wees nie. Dit moet meer as dit wees. En dan as hy in vers 9 die klem lê op, dis die geloof wat red. God wat my geloof skenk, dat ek gered kan word, dan gaan hy dadelik oor in vers 10, en hy gee vir ons op 'n manier die antwoord, van hoe dat u en ek moet reageer op hierdie wete van dit wat Jesus gedoen het. Dit moet nie maar by die een oor ingaan en by die ander oor uit nie. Dis nie maar net iets wat ek weet, wat ek gehoor het. Dit beteken eintlik niks. Dit vra baie meer. En dan begin hy, daar's 3 punte, die derde punt is eintlik 2 maal en loop hand aan hand. Ek gaan kortliks hierdie 3 dinge wat die apostel Paulus in vers 10 uitlig, wat hy vir ons sê wat ons moet weet in terme daarvan, dit moet nie net 'n belydenis wees, dit moet ook 'n lewenswyse wees. En dan sê hy in die eerste plek, God het vir my geloof
gespreek, dan sê hy, sodat ek Jesus kan ken. God maak dit vir my moontlik om die Here Jezus te kan ken. Nou weet jy, as mens van kyk na die Griekse woord wat hier vertaal word as ken, dan sien ons is 'n redelike beskrywende, omvattende woord. Dit verwys nie maar net na oppervlakkige ek weet van die persoon. Dit bedoel 'n bepaalde kennis wat 'n intieme verhouding veronderstel. Nie oppervlakkige ken nie. Ek kan maklik sê, ek ken die ou wat 3 huise van my af bly daar in die straat, maar verder weet ek van hom niks, maar ek ken hom. Dis nie daardie ken nie. Dis 'n ken wat jou in 'n besondere verhouding plaas. Want weet jy, daar's baie Christene wat kan sê en sal sê, ek ken Jesus. Ek ken Jesus. Maar dit bly daar. Dit bly by 'n verstandelike kennis. Maar in jou lewe wys dit niks. Die meeste moslems in die wêreld daarby, broers en susters, sal ook kan sê, ek ken Jesus. Ek ken hom. Die meeste Jode in die wêreld kan sê, ek ken Jesus. Ja, selfs die meeste voorvadergeesaanbidders kan sê, ek ken Jesus. Weet van, ek glo nie hom. Die meeste ateïste wat in niks glo nie, wat nie in die bestaan van 'n godheid glo nie, die sal waarskynlik ook vir u kan sê, maar ek ken ook vir Jesus, ek het al gehoor van hom. Ek weet van hom, ek ken hom. Maar verder beteken dit vir hulle niks. Dis nie van hierdie ken waarvan Paulus praat. Die ken waarvan hy praat, die Griekse woord wat hier gebruik word, veronderstel iets heeltemal groter as net om te sê, ek ken hom. Hier al gehoor iemand kan gevra, het jy 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus? En soms sal dit vir ons bietjie snaaks op die oor. Want wat maak bedoel met 'n persoonlike verhouding met Jesus? Wat presies behels? Ja, ek ken vir Jesus, sal baie sê. Maar het jy 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus? Wat behels dit presies? Daarna verwys dit. Want die Griekse woord weer eens wat hier gebruik word, veronderstel 'n bepaalde verhouding. In hierdie geval 'n bepaalde verhouding met Jesus Christus. Nou, hoe leer ons om in hierdie bepaalde verhouding met Jesus te staan, hoe kan ons hom op 'n besondere manier ken? Hoe leer ons Jesus ken? Die eerste manier, deur sy woord. Ons leer hom ken deur sy woord. Baie eenvoudig. Wat veronderstel dit? Jy weet hoe werk die lewe. Hoe baie mense baie keer werk. Ons het daardie gevoel, voor ek gaan slaap vanaand, moet ek dan 'n stukkie die Bybel uitlees. Dis 'n gewoonte, dis 'n gebruik vir baie mense. As ons Bybel opslaan en ons lees van 'n paar verse en ons sal hom weer toe en ons sê ons gebed op en ons gaan slaap, dan voel ons het ons nou ons deel gedoen vir die Here. Maar as dit hoe ons hom waarlik leer ken, is daardie noem ek amper maar die goeie gewoonte, maar daardie manier van Bybel lees, is dit werklik genoeg om uiteindelik ons te bring tot die ware kennis aangaande Jesus, sodat ons in 'n besondere verhouding met Jesus Christus kan staan en ook met hom kan lewe? En die antwoord is waarskynlik nee. Want weet jy, dan sê dit uiteindelik nog steeds vir ons niks. Die bedoeling van om Jesus te leer ken deur sy woord te lees, daardie ken, is om werklik bemoeienis met die woord van God te maak, om die
die Bybel te vat, nie net te sê, kom ek lees gou 'n paar verse afgehandel, dan moet ek ontslaap. Maar om die Bybel so te bestudeer, so bemoeienis te maak daarmee, omdat ek Jesus Christus daarin soek, omdat ek God die Vader daarin soek, omdat ek hulle daaruit wil leer ken, omdat ek werklik in 'n verhouding met hulle wil staan. 'n gewone mens, 'n man ontmoet 'n meisie. Hy gaan 'n bietjie navraag doen, hy gaan daar alles op wie is jy, waar kom jy vandaan? Hy gaan maar net vat en trou. Hy sal meer van haar wil weet. Daar moet 'n intense, intieme, besondere verhouding tussen hulle ontstaan, voordat die inkom van ouersdraai trou. Om Jesus Christus uit sy woord te leer ken, beteken, en vraag wat hier my, dat ons werklik in die Bybel bemoeienis maak. Hier is my die nuus op televisie. En ongelukkig is dit so, die nuus kyk in ander programme, wat meer van ons tyd. Is dit nie so nie? As ons omgaan met die woord van God. Dan moet ons onthou en herhaal, om in 'n besondere verhouding met die Here Jesus Christus te staan, sodat dit wat Paulus hier sê, daardie ken ons Jesus te ken, om dit te bereik. Beteken ek moet die woord oordink. As ek vanaand Bybel lees vanoggend, op wanneer ek kom Bybel lees op kantoor, waar ook al. Weet jy, dan is die nodig en die belangrike dat ek vir myself sal vra, in die eerste plek vir myself, wat wil die gedeelte wat ek hier gelees het vir my sê? Dan maak ons bemoeienis op die skrif. Ons worstel met die skrif. Om te vra, wat wil dit vir my sê? Hoe wil God deur hierdie gedeelte met my praat? Want elke keer as ek die woord van die Here oopmaak, is dit die bedoeling, dis God se woord, hy praat met ons. Soos ek die Bybel oopmaak vanaand, hoor wanneer ook al, dan praat die Here met my, dan moet ek vra, Here, wat wil u vir my sê? Is jy altyd maklik, jy gaan lees maar weer hierdie eerste 15 verse in die huis in Filippense 3, dan gaan jy sien, wat staan ons helemaal daar? Is nie altyd maklik nie. Ek kan ook na die Grieks gaan kyk, dat ek oorspronklik en as ek ook merk dit nie, die meeste van die en daar die Griekse kennis en agtergrond. Daarom het ek al baie van mense gesê, kry maar 'n goeie Bybelkommentaar in Afrikaans. En nou plaas jy op as jy die Bybel bestudeer. Dis hoe ons met die Here se woord omgaan, ons moet dit daarmee. Laai my net en lees 'n paar van versies. Ek het een vir myself jare gekoop en toe my vrou ontmoet het ek vir haar ook een gekoop en dit kos ongelukkig deesdae al baie geld, so het ek dit dalk een van Ion. Hulle noem hom die Bybelenium. Skryf weer 'n paar verlede teoloog en Potchefstroom, maar hy stekende stuk, redelijk dit, groot A4 amper grootte. Kos hier minstens in 600 en 800 rand. En dis nie 'n woord vir woord of 'n vers vir vers verklaring. Dis nie hoogdrawend en onverstaanbaar nie, wat die professore gedoen het, en ek het baie respek vir elkeen wat aan gewerk het, een van hulle, ek dit nie so seer, maar een van hulle, is om juis vir u en vir my, as 'n gelowige wanneer ons die Bybel lees, te kan sê, hierdie teksgedeelte wat jy gelees het, is min of meer wat hierdie penkoop of hierdie paragraaf of hierdie gedagte eenheid vir jou wil sê. Dis min of meer wat jy daaruit kan haal. Weet jy, dit help ongelooflik baie om te verstaan wat daar in dit gedeelte wil sê. En dan kan ek makliker die vraag antwoord, wat wil die Here in hierdie moeilike gedeelte vir my sê? So die van die wat kan sien, klim gerus, is 'n wonderlike hulpmiddel in Afrikaans, om ons te help om daardie vraag te beantwoord as ons met die Bybel omgaan. Wat wil God deur hierdie teks vir my sê? Ons bedink dit. En ek wil amper sê, mens raak met dit in jou kop aan die slaap as het ware. Dis hoe ons Here Jesus Christus in die eerste plek leer ken, deur sy woord. Hy roep ons daarop op. Maar weet jy, wanneer mense die Bybel lees, sê die Bybel ook self vir ons, die Bybel is skrif. Dan werk die Gees in jou hart. Dan oortuig die Gees jou, dit wat jy lees, is die waarheid. Die
kan dit glo. Hy wil sê vir ons, dis hoe God geloof in ons harte tot stand bring, is deur die woord van die woord en die werking van die Gees aan die twee. En wanneer ons die woord lees, dan lei die Gees ons daarin om ons van Jesus te leer, sodat ons by die punt in ons lewe kom dat ons kan sê, maar ek ken hom, en ek ken hom. Hy is my werklik. Alle my 2000 jaar teruggelewe. Hy is elke dag in my lewe 'n werklikheid. Ek het 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus. Alles wat ek doen, dra ek aan hom op. Alles wat ek wil doen, vra ek vir hom, Here, wat wil U hê moet ek doen? Alles wat ek nie verstaan nie, gaan ek na hom toe en lê dit vir hom neer. Die Heilige Gees lei ons tot daardie verhouding met die Here Jesus Christus as ons sy woord na regte bestudeer. En om in 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus te staan, ek net jou gesê, ons is soms onseker oor wat presies behels dit. Hoe weet ek of ek in 'n persoonlike verhouding met Jesus staan? Dan beteken dit eenvoudig, jy leef in 'n noue verhouding met hom, jy leef vir hom, nie meer vir jouself nie. Jy onderwerp jou menswees aan die woord van God. Jou eie idees, jou eie wil, jou eie eer, alles waarvoor ons leef as mens. Stel jy ondergeskik aan wat God van jou vra in sy woord, aan wat hy van jou wil hê. Al die begin met vanmôre voor my Here die saam met die oorskot wat ek saam het. Vir die seers daar aan haar oomblik is gesê, elke mens lewe om 'n lewe. Jy sal maar net toevallig gebore nie. Jy weet dit. En hulle gesê, weet jy, as jy donker as jy is, het God reeds 'n doel met jou lewe wat anders jy nie gesit het. Jy is reeds al ambassadeur vir die Here Jesus Christus hier op aarde. Op verskillende maniere, ek gaan nie daarin. Maar God het met jou lewe 'n plan. En omdat as jy dit besef, ek lewe vir God, ek staan in sy diens, dan het jy reeds die persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus. Dan besef jy wat vir my die belangrikste is nie my werk hier op aarde nie, dis duidelik, want die Bybel sê dit baie druklik ook vir ons, weet jy, as jy moet sterwe kom, bly al nie goed agterlaag om jou lewe lang so hard te werk. En dis hoekom die apostel Paulus daardie woord direk gebruik, hy sê, alles wat met ek besig was, is uiteindelik niks. Wat nou vir my belangrik is om vir Christus te lewe. Dit is die belangrikste. En wanneer ek by daardie dag, by daardie punt kom wat ons besef, dat ons moet meer vir God lewe, vir Christus lewe. Ons moet nie so besig wees in ons alledaagse lewe dat ons eers tyd het om na te dink oor my verhouding met die Here, oor wat hy vir my gedoen het daar aan die kruis en wat dit beteken dat ek die dood uit opgestaan het. Leef in 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. Het jy my nie geskaap nie? Sien, God het net gebou dat elkeen van ons môre hier in die kerk hier sit. Hy sê jy het gekoop. Paulus beskryf vir ons, Timoteus 6, hy sê, Here Jesus het vir ons met sy bloed gekoop tot sy eiendom, ons behoort aan hom. As 'n boer vir hom 'n nuwe trekker koop, is dit sy trek. Want hy het 'n rede en 'n doel vir daardie trek, en hy gebruik daardie trekker in sy diens. Daarom bekend die apostel Paulus dat hy sê, Jesus het vir ons aan die kruis betaal, dit herdenk ons elke dag. Kruis op die opstanding. Hy het ons gekoop, sê hy, ons is sy eiendom. Ek dink nie ons besef op dit so mooi. Hierdie werklikheid, dat ons eintlik eiendom van die Here Jesus Christus is. Hy bly betaal, vir my betaal, my sondes betaal. Daarom moet my lewe in die eerste plek in diens van God staan. Uit daardie verhouding wat ek dan met God het, gaan ek met my lewe hier op aarde en doen wat God van my wil hê ek moet doen. Alles is ondergeskik aan wat die Here van my vra. Dit is om 'n persoonlike verhouding met God te staan. Die
tweede punt wat ek baie kortliks wil hanteer, wat die apostel Paulus hier sê, dat ek die krag van sy opstanding kan ken. Wat bedoel Paulus dan? Die krag van sy opstanding, as ons na daardie term gaan kyk, en bietjie gaan rondkrap, dan kom ons agter, wat wil Paulus dan sê, wat bedoel die krag van die opstanding? Die opstanding was nie maar net 'n gebeure. En Jesus Christus het die dood uit opgestaan. Het 'n rede vir ons. In die eerste plek het hy aan die kruis gesterf vir ons. Hy het gelei vir ons. Die krag van die opstanding verwys na noem maar 'n paar wonders. Die wonder van die opstanding. Die wonder van die ewige lewe vir die sondaar mens wat sy lewe aan die Here Jesus Christus wy. Die wonder van die mag van die sonde wat gebreek is. Die wonder van die dood, Paulus het die dood die mens grootste vyand genoem. Die wonder van die dood wat oorwin is, wat gebreek is. Die wonder van die feit dat u en ek daar kom toegang het tot die ewige Vader. Dit is die krag van die opstanding. Dis waarvan Paulus praat. Dis wat hy bedoel as hy wil sê. Al die dinge. Die voorreg om te weet dat ek hoort aan God. As vir my betaal. Jesus het vir my klaar plek in die hemel gaan voorberei. Dit is die krag van die opstanding. Dit wat alles deur die opstanding vir ons bewerkstellig is. En dan vra mens elke maal weer die vraag, het ook gevraag, oor die eerste punt, sê ons die omvang van die wonder van die opstanding, wat het vir my teweeg gebring. Besef ons het werklik, dat ons genoeg daaroor. Ons word in hierdie lydingstyd, word ons gevra om te fokus juist op dit, so kom het ook met leek word. Maar sing dit regtig by ons in, alles wat hier gebeur, 2030, en dat het op my lewe vandag 'n bepaalde impak moet hê. My oproep daartoe om my lewe aan die Here Jesus Christus te wy. In die praktyk van die lewe vandag in ons tyd, 2000 jaar na, waar het waarheid duidelik dat u en ek lewens van dankbare gehoorsaamheid sal lewe. Dankbare gehoorsaamheid. Met ander woorde, om kerk te gaan is nie net 'n kwessie van gehoorsaamheid aan God se woord in Hebreërs 10 vers 25 en ander tekste nie. Dis ook 'n dankbaar. Ek gaan kerk toe omdat ek dankbaar is vir dit wat die Here Jesus vir my gedoen het. Dit kom by die derde punt, die laaste punt, waar die apostel Paulus ook sê, dat ek die gemeenskap aan sy lyde kan ken, terwyl ek ook aan sy dood gelykvormig word. Wat beteken dit? Kortliks. Dit beteken dat ek sal besef dat die Here Jesus Christus vir my geoffer het, vir my betaal. Hy het gelei. Hy wil sê, hy het sy goddelikheid in 'n sekere sin dan daardie goddelike posisie wat hy gehad het, afgestaan. Hy het mens geword, verneem, homself verneder om mens te word. Hy is verjaag, hy is belaster, hy is op klippe gegooi, daar is op gespog, hy is valslik beskuldig, doringkroon op sy kop gedruk, hy is gekruisig. Dis wat hy geoffer het vir een vir my. Sê Paulus, ek moet hierdie lyde van die Here Jesus ken, nie net weet nie, ek moet ook uit sy gemeenskap daarmee kan hê. Wat beteken dit, om gemeenskap in die lyde van Jesus te hê? Dit beteken dat ek as Christen moet besef, ek moet ook offer. Ek moet ook offer. Wat is offer, broers en susters? Offer is iets wat geneig is om aan jou te vat. As jy offer, beteken dit, jy staan iets af. Dis veronderstel om op 'n manier seer te maak. Dis 'n offer. Anders is dit nie 'n werklike offer. Wat vra beteken dit in die praktyk van die lewe? In my, altyd word.
Sondagoggend. Want die meeste ouens laat slaap, of dan ook die gaan aankopies doen en by die familie gaan kuier en doen dit op. Dat ek offer. Dis al offer. Dis die waarheid, om op Sondagoggend te staan, alles reg te maak, die mama's met blond kleedjies. Dis nie maklik nie, jy weet. Maar as jy afgeloop te maak op my lewe. Dis al offering. Wat sê dit vir God? Presies dit. Dat ek besef wat die lyding en die sterwe van Jesus beteken, wat ek vandag van my vra dankbaarheid, ek vra dat ek my offers op sal bring, dat ek ook sal opstaan, dat ek my dankbaarheid vir God sal gaan betoon en sal gaan bely. Dis wat ek van my vra, om deel te hê aan die gemeenskap te hê aan die lyding van Jesus Christus, sê Paulus. Om te weet waar dit gaan. In 'n sekere sin afsluitend ook, bykomend tot dit. Daar soms ander vorme van offers en lyding in ons lewens. Swaarheid, hartseer, bekommernis, siektes, die dood doen dit op. 'n klomp uitdagings wat op my lewe staan. Om gemeenskap te hê met die lyding van Christus. Ek kan in hierdie opsig my eie lewe toegepas ook, elke mens se lewe toegepas. Beteken dat wanneer daar seer en swaar en lyding in my lewe kom, dan is dit omdat, nie omdat God my straf, dan is dit omdat op grond van die lyding en die opstanding van Jesus, my op die regte plek wil laat eindig. En soms is dit nodig, dat hierdie seer van die lewe ons moet laat nadink. Daar's 'n verskil tussen straf en tug. So effens 'n klein verskil. Straf het 'n negatiewe komponent. God straf die ongelowiges. En ja, hy straf sy kinders ook. Maar dis 'n positiewe komponent. En dis waar ons dit sê, dis meer tugtig. Bybel sê tugtig, nie wat jy lief. Tugtig het 'n positiewe element van vorm. Straf wil jou slaan, want jy was verkeerd. En gooi jou die klomp en los jou daar. Maar tug wil jou vermaan, wil jou wys op die verkeerdheid, wil jou tot inkeer bring, wil jou reg help, wil jou terugbring op die regte pad, wil jou laat nadink oor hoekom gebeur hierdie ding met my, wil jou vorm, wil van jou 'n beter diensknegt van God maak. So wanneer ons oor al die dinge nadink, broers en susters, in die lydingstyd, dan is dit juist bedoel, een ek die besef kan kom. As vir my betaal, ek is 'n nuwe mens. Sluit met hierdie woorde af. Ek het nog gesê, ek sluit af. Kom nie daar uit nie, bly. Sluit met hierdie woorde af, wat die apostel Paulus vir ons opnuut in een van sy briewe skryf in Galasiërs 2:20, hy sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Sê die ou mens, Romeine 6:6, is saam met Jesus kruis. En in Kolossense 2:12 sê, en die nuwe mens saam met Jesus opgestaan. Mag die Here God gee, dat in my lewe, nie net in hierdie lydenstyd nie, en hierdie tyd gebruik ons om al die dinge weer te verstaan, maar dat die Here God gee, dat my hele lewe elke dag en 'n dankbare antwoord sal wees op die lyding, die sterwe en die opstanding van Jesus Christus. Sodat ek in my lewe werklik as 'n nuwe mens daarby sal lewe. Mag die Here dit ook so gebruik en 'n werklikheid in ons lewens laat kom. Amen. Kom ons dank ons God. Hemelse God en Hemelse Vader, Here baie dankie dat ons môre oor kon lees, leer. Here dat ons U kan ken. Ons nie net kan weet van dit wat die Here Jesus vir ons gedoen het nie, maar dat ons dit toelaat om 'n impak op ons lewens te hê.
Om so te ken dat ons in 'n persoonlike verhouding met hom staan, sodat ons lewens aan hom kan wy. Ons bid Here dat ons die krag en die geloof sal gee, sodat ons elke dag as nuwe mens sal leef. Dat die wêreld in ons lewens dit sal sien en dat dit 'n getuienis sal dien van dit wat die Here Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Ons draai die gemeente aan die troue sorg op Vader, dat in die proses van beroep is, wil jy op die tyd, daardie prediker wat u wil hê Here hierheen stuur, dat die gee dat dit op die eer en verheerliking sal strek, en dat in die tussentyd Here ons steeds as gemeente sal funksioneer eer en verheerliking. Ons bid vir die kerkreg van die wêreld wat al swaarder en swaarder kry, Here, nie net van ons heel nie, maar ook om die evangelie van Jesus Christus in 'n vyandige wêreld uit te dra. Skenk ons die krag en die ywer en die geloofsoortuiging, Here, om ja te lei vir die evangelie as dit van ons gevra. Ons dank U vir die reën, o Here, wat U vir ons gegee het. Ons bid vir daardie plekke waar ons droog is. Ons dank U vir al die seëning uit deel. Ons dink aan die kinders, gelowige kinders wat swaar het, wat beproef word, wat ernstig siek is, wat bekommerd is, wat moedeloos is, wat Here so baie dinge wat ons emosies beïnvloed. Gee uit ons, as ons tot U nader in die gebed, Here, hoor ons. En gee uit ons op 'n manier wat U weet, die beste vir jou is. Gaan met ons dan in die res van die dag, en die nuwe week, Here, as U wil is vir ons dan ook volgende Sondag hierdie mekaar. Gee ons met 'n volle gesondheid, ons vra dit in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Ons gee nou geleentheid broers en susters, die insameling van die Vader se Ons slotpsalm, broeders en susters, is Psalm 99, eerst in die tweede vers, en veral ook op vers 2 se woorde, wat ook is 'n teken. Psalm 99, vers 1 en 2.
ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, die gemeenskap met die